Terwyl ons nou bid net saam met daai persoon. Terwyl ons hand op daai persoon se skouer lê, bid net saam. Ek glo die Here wys my vanoggend, dis iemand wat sukkel met sy of haar rug. Dis iemand wat rugprobleme het, dalk is dit jou lewer, dalk is dit jou niere. Ek glo met my hele hart, die Here sê, terwyl jy daar staan, terwyl iemand sy hand op jou skouer gaan lê, gaan jy gesond word. Die Here gaan jou aanraak, hy gaan jou hele lewe verander, hy gaan jou gesond maak. Daai pyn gaan nou, wat se pyn jy ook al het nou, die Here gaan dit wegvat. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons bind elke krankheid, ons bind elke siekte, daai mense met die rugprobleme, Here, enige siekte wat vanoggend in ons liggame is, in die naam van Jesus, ons roep nou genesing, ons spreek nou lewe, ons roep die krag van die Heilige Gees oor ons liggame vanoggend. Dankie dat die Bybel sê, deur die wonde het ons genesing. Lukas 10 vers 19 sê, het ons al die mag oor die krag van die vyand gegee, om op slange en skorpioene te trap. Siekte, krankheid, ons bind jou, ons bestraf jou, ons beveel jou om terug te gaan waar jy vandaan kom. Jy het geen reg in ons lewens nie. Ons is duur gekoop met Jesus se bloed. Die bloed van die lam, die bloed van die Nuwe Testament. Sy naam is Jesus Christus, in sy naam is daar lewe, in sy naam is daar gesondheid, in sy naam bind ons elke aanval, elke siekte, elke krankheid. Vader, seën hierdie woord, laat u naam verheerlik word. Laat ons Vader ons ore open om te hoor wat u vanoggend aan ons sê, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Here het op my hart gelê om vanoggend bietjie met u te praat oor, die Here maak nog deure oop. Die Here wil vir my en jou deure oopmaak. Ek glo met my hele hart. Hier sit mense vanoggend wat sê, Here, ek weet nie wat volgende gaan gebeur nie. My lewe is soos in Engels sê, in 'n turmoil. Daar's dinge wat nie reg is nie. God sê vanoggend vir jou, hy het die vermoë om elke deur wat jy oopgemaak wil hê vir jou vandag oop te maak. Amen. Is dit wat God se woord sê? En kom ons vat julle terug na Openbaring 3 vers 8 en dan lees ons, ek ken jou werke. Dit is belangrik dat God jou werke ken. Hy sien hoe jy hier ingestap het vandag. Hy sien jou geloof, hy sien jou ongeloof, hy sien waardeur jy gaan. En dan sê hy, kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie gehoor nie, en my naam nie verloon nie. God sê, eerstens, ek ken jou werke. Nou, hoe lyk ons werke? Ons werke gaan hand in hand aan gehoorsaamheid. Baie keer soek ons so deure, maar ons onderwerp ons nie aan God nie. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van jou vlug. Jy sien, daar is 'n belangrikheid daarin, om jou te onderwerp beteken, Here, ek is gehoorsaam aan die roepstem. Ek het 'n verhouding met u, soos wat Melissa vanoggend gesê het. Aanbidding is nie net hier in die kerk nie, aanbidding begin in jou binnekamer. Om gehoorsaam te wees aan dit waarvoor God my en jou geroep het. So die eerste ding wat hy sê, ek ken jou werk, en dan lees ons in Deuteronomium 28 vers 1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel, bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van jou God. Jy sien, baie mense loop eers, dan wil hulle luister. Luister gaan vooraan. Jy kan nie eers loop iewers heen en sê ek luister nie. Partykeer is dit belangrik dat nie partykeer nie, is altyd belangrik dat ek en jy die Here vra. Die Bybel sê mens ken hom in al jou weë. Dan sal hy jou paaie gelyk maak. Maar jy weet, partykeer ken ons die Here net wanneer ons oop deure soek. Maar prys die Here, hy is nie soos 'n mens nie. Al is dit al wanneer jy hom ken, dan gebruik hy die goed om jou bietjie terug te bring op jou knieë vir my en jou en te sê, weet jy wat? Ek is nog steeds lief vir jou, my kind. Die Bybel sê niks sal ons skei van sy liefde nie. Maar God is 'n God wat werk op gehoorsaamheid. Hier sê hy sê, wat het ons nou net gelees? Hy sê, as jy goed luister na die stem van jou Here jou God en alles uitvoer wat hy vir jou sê, luister ons nog goed na sy stem. Ek dink as ons goed na sy stem luister, sal ons net vrug in ons lewe gehad het. Die Here weet, ek moet baie keer 'n bietjie op my knieë gaan, dat ek weer 'n bietjie gaan hoor wat sê die Here vir my, want aan rafel ons mos so 'n bietjie uit. As dit te goed gaan met jou, vergeet ons baie keer van die Here. Jy weet, baie keer bid ons vra die Here vir 'n deurbraak, dan gee hy vir jou daai deurbraak, maar as hy klaar die deurbraak gegee, dan vergeet ons van die Here ook.
Ons doen dit mos maar almal. Of is dit net ek? Ons soek die Here in ons nood. Kyk, ons bid en ons vas en ons. Ek gaan julle stories vertel in my lewe wat ek gevas het. Maar partykeer dan gaan ek so 3 maande later aan die Here my geantwoord, dan onthou ek, Here, ek het van een daai tyd vergeet. Die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy moet my eer. Dit wat ons vanoggend gaan doen, hoekom gee ons kans vir getuienisse? Dis deel daarvan om die Here te eer. Sy naam moet verheerlik word, sy naam moet groot gemaak word in ons lewens. Hy wil vanoggend vir jou deure oopmaak, maar hy vra gehoorsaamheid. Weet jy, baie keer vra die Here van my en jou radikale gehoorsaamheid. Weet jy hoe lyk radikale gehoorsaamheid? Dis om nie populêr te wees nie. Julle weet ons baie keer kom ons by hierdie groep, Here, ek wil net nie hulle offend nie. Ek wil hulle tog net nie afsit nie. Ek wil maar net mooi by hulle praat. Dis nie wat die Here vra nie. Kom ons kyk wat hoe Paulus hulle opgetree. Wat het hulle gedoen na in Handelinge? In Handelinge 5 vers 28 het ons julle nie uitdruklik verbied en om die naam van Jesus te leer nie. Hier kom die owerheid. Hulle sê vir Paulus, wat is julle besig om te doen? Het ons nie vir julle gesê julle sal nie hierdie Jesus verkondig nie? En wat sê Paulus? Hoor wat sê hy? Petrus vers 29. En Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Ons probleem vandag is, ons wil deure oopmaak, maar weet julle wat doen ons? Ons soek ons die guns van die mense. As ons guns by die mense het, gaan hulle vir ons die deure oopmaak. Sien hoe dit werk nie. Die Here sal die guns van die mense vir jou gee. Jy hoef, as ek dit so kan stel in Afrikaans, jy hoef niks te gaan kruip nie. Wees net jouself, staan op vir die waarheid. Dit wat jy in glo, leef dit uit. Ek onthou toe ek my hart vir die Here gegee het, toe ek nog daai jare in die polisie was. Ek was die onpopulairste ou in die polisie gewees. Want hoekom? Ek plak mos daai hele kantoor van my vol met Jeremia 29 vers 11. En as ek in die gang afkom, ons spot kom en sê, praat nou mooi, want hier kom ou Jeremia. Hy het sommer vir my gesê Jeremia. En dan toe kom ek agter, maar nou nooi hulle my nie meer na braaivleise nie en al hierdie goed toe nie. Want hoekom? Ek het 'n radikale omkeer gehad. Die een oomblik het ek nog saam met die ouens gekuier en geparty, die volgende oomblik toe los ek alles. Hulle kon dit nie verstaan nie, hulle het gedog daar's fout met my. Daar was fout met my. Maar dit was 'n goeie fout, want die Here het sy gees in my kom belê. Jy kan nie laat die Heilige Gees binne in jou kom, my boetie en my sussie, en jy's vasgevang in die verlede en die dinge van die wêreld nie. Jy moet opstaan en meer aan God gehoorsaam wees as aan die wêreld. Het julle gesien aan wie is ons mens vandag gehoorsaam? Aan ons kinders. Ons kan kilometers agter ons kinders aanry. Ek sien my eie dogter. In die week bel sy my, die ene wat daar in Boksburg bly. En sy is baie ongelukkig, haar kind speel baie goeie rugby. Maar nou sy ongelukkig oor hulle haar kind in haar gekom het. En toe kom die gedagte by my op. Ons raak so ongelukkig as die wêreld ons kritiseer, as die wêreld ons stief behandel. Maar ek as pastoor mag nie ongelukkig raak as jy nie kerk toe kom nie. Ek mag nie jou aanvat en vir jou vra, waar is jy nie? Dan word ons mos kwaad. Dan soek ons 'n ander kerk, want hierdie pastoor, hy hou net nie op nie. Ons gaan nie ophou nie, want wat sê Hebreërs 10 vers 25? Julle ken hom ons nou. Moenie julle onderlinge gemeenskap met julle broers afskeep, so sommige die gewoonte het, en dit word 'n gewoonte. Jou sport op Sondag, my boetie en my sussie, gaan jou nie hel laat beland. Word kwaad vir my, maar praat die waarheid. Ek gaan voor die Here rekenskap gee, want hy sê in die laaste gedeelte van Hebreërs 10 vers 25, hy sê vermaan mekaar. Hoekom? Des te meer na mate julle die dag van die Here sien nader kom. Pas op waar jy jou kind oral jou kind jou God maak. Of wat ook al jy jou God maak. Die Here wil vir jou deure oopmaak, maar ek en jy kan nie hom tweede stel en verwag hy moet deure oopmaak nie. Ek glo die Here gee vir hierdie kerk guns. Ek bid in die week, ek sê Here, ek voel soos 'n wit broodjie. Ek vertel nie eens alles wat net hierdie week met my gebeur het nie. Guns op guns op guns. Maar weet jy wat? Ek moet gehoorsaam aan die Here wees. Ek kan nie oop deure hê en dink God gaan my seën nie. Maar hy hou my op my knieë. Die Here weet, baie keer word ek, dan dink ek, Here, hoor jy, ek beklei nie met julle nie. Ek praat die waarheid. Vertel jou die waarheid, jy kan maar kwaad raak. Maar weet jy wat, word maar weer goed ook. Jou werk behandel jou sleg. Môre gaan jy maar terug werk toe.
As jy nou voel die pastoor pik op jou vanoggend, die Here weet ek het nie 'n persoon in gedagte nie. Hierdie goed wat ek van hierdie kant sal af sê, die Here weet ek probeer dit nie, ek beplan dit nie vooraf nie. As die Heilige Gees oor jou kom, dan sê jy goed wat jy agterna self voorskrik. Maar jy weet, die Heilige Gees inspireer jou om dit te sê. Ek glo, elkeen van julle wat hier sit, elkeen van ons, God wil vir jou 'n deur oopmaak. Maar hoe lyk jou lewe? Hy sê in Micha 6, vers 8, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here anders van jou? Om reg te doen, om liefde te betrag en hoogmoedig te wandel met jou God. Is dit nie wat hy sê nie? Wat vra die Here anders van my en jou om reg te doen? Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Of gaan hulle? Nou is julle stil. Goeie gelowige mense wat Jesus eerste gestel het, wat sy woord gevolg het, wat gedoen het, onthou ek sê vir julle baie keer, wat is vir my die skrif wat my die bangste maak in die Bybel? Is Matteus 7 vers 23. Hy kom voor dit dan sê, in die naam het ons geprofeteer, ons het duiwels uitgedryf, ons het die hand op die siekes gelê, ons het mooi goedjies gedoen, ons het alles gedoen wat reg was. Maar dan kom hy in vers 23 en hy sê, gaan weg. Jy wat ongeregtigheid werp, ek ken jou nie. Weet jy wat is ongeregtigheid? Dis alles wat ek en jy doen wat nie God se naam vereer nie. Dis alles wat ek en jy doen wat ons weghou van die Here af. Hy waarsku ons. Hy sê pas op daarvoor. Terwyl jy wag vir 'n oop deur, hier's mense wat oop deure nodig het vanoggend. Maar wat vra die Here van jou? Tree regop. Wees gehoorsaam. Doen wat hy van jou vra. Vra die Here, Here help my. As daar iets, die Here weet elke aand, as ek gaan afsonder en ek bid, dan huil ek voor die Here oor my lewe vir die dag. Dan sê ek, Here, ek weet daai ou te nagekom. Ek het dit nie gedoen nie, ek was nie vriendelik genoeg nie. Here, dan, ek dink ek klink al soos Mia met sy klaagliedere, soos ek huil voor die Here, en sê, Here, vergewe my, want ek is 'n sondige mens, help my om môre beter te wees. Môre staan ek op, en dan gaan ek so bietjie goed aan, en dan iewers in die dag, het ek weer iemand of kwaad gemaak, of nie mooi gegroet nie, of wat ook al gedoen, dan moet ek weer vanaand gaan en sê, Here, ek begin weer voor, ek begin weer onder. Wat sê die Bybel as jy gesondig het? Staan jou sonde, bely dit, maak reg, sê Here help my, vergewe my. En dan lees ons in 2 Kronieke 20 vers 12. Ons God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op u. Hier kom 3 nasies, val vir Josafat aan. Hy weet nie meer wat ek kan doen nie, maar wat doen hy? Hy sê, Here, wees ons genadig. Ons kan nie. Jy sit hier vanoggend, jy sê, Here, ek weet nie meer hoe nie. Ek weet nie meer hoe my kook aan die pot aan die kook te hou nie. Here, ek weet nie meer hoe my deure te kry nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Is baie maklik, maak soos Josafat, gaan op jou knie en sê, Here, ek weet nie meer hoe nie, maar ek sit my geloof in u. Ek vertrou u. Ek sê, Here, u kan dit vir my doen. 2 Kronieke 20 vers 6. En hy sê, kyk hoe lyk sy gebed. Kyk hoe bid hy voor die Here. Hy sê, Here God van ons vaders, is u nie God in die hemel nie. En is u nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie. Ja, in u hand is krag en sterkte, sodat niemand teen u kan standhou nie. Josef, wat doen Josafat? Hy bid sy deur oop. Hy bid hom, hy kom sê vir die Here, hy herinner die Here, wie is hy? Hy sê, u is die koning van alle konings, u is die een wat strafgerig doen, u gee godheid, u gee guns, u gee genade. Hy kom en hy vertel vir die Here, ek dink hy het net daar sy pad oopgeteer hemel toe. Want hoekom? Hy het na God toe gegaan in afhanklikheid. En hy het gaan sê, Here, my afhanklikheid lê by u. Ek kan dit nie self doen nie, ek het u nodig. Help my. En die Here sien hierdie gebed, en die Here sien hoe bid hy. Vers 6, is u nie heerser oor alles nie. Heerser, is u nie heerser oor alles nie. Heerser oor wat? God is heerser oor jou finansies. Hy's heerser oor daai toedeur van jou. Hy's heerser oor al jou probleme. Hy kan dit in 'n oomblik so wegvat. En weet jy, hy wil? Miskien voel jy nou volgens hierdie pastoor het nou so met my gepraat, ek dink die Here is nou kwaad vir my. Nee, bely jou sonde. Sê, Here, ek is jammer. Hy is nie 'n God wat kwaad bly nie. Hoekom nie? Hoekom kan die Here nie kwaad bly nie? Hy mag nie. Weet julle dit? Ken julle, lees julle Bybels? Jy mag nie, hoekom mag hy nie? Want Jesus het aan die kruis gesterwe. Die Here stuur niemand hel toe nie.
Niemand nie, is jou keuse. Ek en jy maak 'n keuse. God bly nie vir jou kwaad nie. Die oomblik as jy daai sonde daar bely en jy los hom en jy staan op, dan staan jy op 'n nuwe mens in Christus. Dan daai gister en eergister is verby. Maar dan moet jy net sê, Here, ek het nou klaar opgestaan. Moenie opstaan en teruggaan na jou ou sonde toe nie. Staan op en kyk vorentoe. Onthou julle verlede week, gaan kyk verlede week se preek, kyk vorentoe, vergeet die dinge wat agter jou is. Kyk vorentoe. God wil jou vorentoe vat, my boetie, my sussie, hy het jou so lief. Die duiwel het miskien van jou kom steel. Hy roep dit terug. Weet jy die mag om dit te doen? Jy het die reg om dit te doen. God wil dit hê. Want die Bybel sê dit wat die duiwel van jou gesteel het, hoeveel keer gaan hy dit vir jou gee? 7voudig, 10voudig, 70voudig, 100voudig. Dit wat hy van jou gesteel het, roep dit terug. Jy het die vermoë, die krag is binne en kyk hoe hierdie Josafat gebid. Wat doen Josafat? Hy bid sy deure oop. Hoekom? Hy herinner die Here aan sy beloftes. Hy herinner aan God, maar U is die God wat voorsien. U is die God wat alles in U hande hou. U kan ons maar 'n deur oopmaak. Hy herinner die Here. En dan lees ons in Jesaja 62 vers 6. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Moenie rus nie. Hoekom kon Josafat bid? Wat se belofte sê God? Ek stuur die engele wat ons elke Sondag bely, om jou veilig te bewaar op al jou weë. Hier kom al hierdie 3 koninkryke en hulle val vir Josafat aan, maar hy gaan na die Here toe, dis die eerste ding wat hy doen. Toe daai vrees oor jou kom, oor jou penarie waarin jy is, ek wil jou aanmoedig, vat dit eers na die Here toe. Hardloop met dit na die Here toe en sê, Here, hier is my probleme, help my. Ek kan dit nie meer dra nie, help my. En dan sê hy in vers 6, in Jesaja 62 vers 7, en laat hom nie met rus nie. Hoor jy wat sê die Here vir jou? Herinner my aan my beloftes. Moet my nie met rus laat nie. Moet my nie los aan my beloftes te herinner nie. Hy sê in vers 7, die tweede gedeelte, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op die aarde. Hoekom het die Here my en jou gered? Want hy behaag in ons het. So dink jy hy het 'n behaag om vir jou deure oop te maak? Dink jy hy het 'n behaag dat dit met jou goed gaan? Verseker. Hoekom wil God hê dit met ons goed gaan? Want sy naam is op die spel. Hy wil hierdie wêreld moet sien, maar dis my kind. Ek sorg vir hom, ek dra hom, ek maak vir hom deure oop, ek gee vir hom die begeerte van sy hart, so lank as wat die begeerte van sy hart hom nie verongeluk nie. Partykeer kan die Here vir die begeerte van jou hart so gee, maar dit kan jou verongeluk. Partykeer is daar 'n seisoen. Partykeer wil die Here jou bietjie jou rigting verander. Onthou daai preek wat ons gepreek het oor Jona? Wat het met Jona gebeur? Hy het sy eie koers verander, want die Here stuur hom en hy's nie gehoorsaam nie. Maar God het hom nie gelos nie. En deur Jona is 120,000 mense in 'n stad gered. Omdat Jona gehoorsaam was. God los jou nie, my boetie, my sussie. Al doen jy verkeerde besluite al. Jona daarna, hy was daarna, weet jy daarna, gee die Here vir hom 'n wonderboom, wat vir hom 'n lekker skade weer gee. En die volgende oomblik vrek die boom. En Jona begin kla en hy sê, Here, nou wat nou? En die Here sê, jy het nie aan hierdie boom gearbei nie, maar ek het hom vir jou gestuur om jou te bedek. Nou wil jy ek moenie Ninive wat 'n groot stad is gaan doodmaak almal nie. Jy wil hê ek moet hulle almal net uitroei. En Jona gaan doen wat die Here vir hom sê en hy waarsku daai koning en daai koning tree reg op. Die Here spaar daai hele Ninive. Weet jy, die Here wil jou hele huisgesin spaar. Hy wil jou seën. Hy wil vir jou deure oopmaak. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan. Maar ek en jy moet terugkom binne in sy wil en dit wat hy vir ons beplan. 2 Kronieke 20 vers 7. Het U ons God, nie die inwoners van hierdie land, voor U volk Israel uit verdrywe en vir altyd aan die nageslag van Abraham U vriend gegee nie. Kan ek sien wie van julle is nageslag van Abraham? Wat kwalifiseer jou as nageslag van Abraham? Ek gaan vir julle wys. As jy in Jesus glo, sê die Bybel, is jy nageslag. So ek en jy het beloftes om die Here te herinner. Om vir hom te sê, Here, dis wat die woord sê. Die Here het vir Abraham gesê, ek gaan jou seën, gaan jou ryk nageslag maak, sodat jy die wêreld deur jou geseën en deur jou nageslagte geseën kan word. So God wil jou seën, my boetie, my sussie. Dis sy plan vir jou. Dis wat hy wil hê. Hy sê, Galasiërs 3 vers 29. En as julle aan Christus behoort. Amen. Wie van julle behoort aan Christus? Ons het hom aangeneem. Ons is sy kinders, ons behoort hom. Hy sê as julle aan Christus behoort,
dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So jy sien, jou deur is klaar oop. Jy moet nie daar deur stap. Jy moet nie die geloof vat en sê, want hy sê, as jy glo in Jesus, wat het Jesus vir my en jou kom doen? Hy het die straf gedra. Sê Jesaja 53, dat ek en jy die vrede van God kan hê. Hy het sonde gemaak, dat ons kan word geregtigheid. Die vloek wat op ons was, het hy hom op die kruis geneem. Daarom is ons die geseëndes van Here. En die Bybel sê, hy het arm geword. Sodat ek en jy in alles ryk kan wees. Eerstens natuurlik in die gees. Dit help nie uit aardse rykdomme, maar jy het nie geestelike rykdomme nie. Eerstens wil hy jou geestelik ryk maak, sodat jy verantwoordelik kan lewe en kan doen wat die Here sê. 1 Tessalonisense 1 vers 2 sê, ons dank God altyd oor julle almal. As ons aan julle dink in ons gebede. Waaroor dank hy julle? Waaroor bedank hy ons as hy aan ons dink in ons gebede? Hy sê, vers 3, en aan onophoudelik in gedagte hou, die werk van julle geloof. My boetie en my sussie, daai deur wat jy wil oop hê, dis 'n werk. Hy sê die werk van julle geloof. Geloof is 'n werkwoord. Dit beteken ek het geloof en dit hou op nie. Geloof werk elke dag. Hy gaan aan. Jou geloof jy moet aanhou in die geloof werk en sê, Here, my deurbraak het nog nie gekom nie, my deur is nog nie oop nie. Maar moet nou soos baie, julle weet ons altyd die gesegde gehad. My skip het gesink saam met die Titanic. Wie het dit al gesê? Jy spreek dood oor jouself. Hou op om dit te sê. Sê, Here, my skip gaan nog inkom. Die gaan hom nog stuur. My deur gaan oopgaan. Ek gaan hom nog kry. Hoekom? Sodat ek vir u koninkryk 'n aanwins kan wees. Nie om myself te verheerlik nie, maar om 'n aanwins vir die koninkryk te wees. Hy sê, hou die en dan onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde. Amen. Werk jy reg elke dag hard in liefde vir jou medemens? Werk jy hard om goed te wees vir die volgende ou? Werk jy hard om vir Julius Malema lief te wees? Amen, of Eina. Wat sê die Bybel oor jou vyand? Bid vir hom. Sonder dat jy weet, jy vir jou hoop kool op sy vuur. Maar as jy nie vir hom bid nie en jy is kwaad vir hom, dan gooi hy kool op jou vuur, dan brand jy vinniger as hy uit. Dis wat die Bybel sê. Kom ons bid. Hy sê die werk van julle geloof of die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op Jesus Christus voor ons God en Vader. Hoor jy wat sê hy? Die lydsaamheid van julle hoop op Christus. Jou wonderwerk is nog nie hier nie, maar hou aan hoop. Ons hoop lê in Christus. Wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1, 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy het dalk nog nie 'n wonderwerk gesien nie, maar glo daai wonderwerk is in Christus moontlik. Hy gaan dit nog vir my gee. Ek moet werk daarna toe. Ek moet 'n verskil daar buite gaan waak voor ek die wonderwerk gaan sien. Waar lê jou oop deure? Hoe gaan jy daai oop deur kry? Is net een manier, in Christus. Sy naam is Jesus. Hy is die outeur van alles op hierdie aarde. Hy hou alles in stand. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die Here het jou klaar verlos van jou aanvalle. Hy het jou klaar verlos van jou vyand. Hy het jou klaar verlos van armoede. Hy het jou klaar verlos van siekte. Hy het jou klaar verlos van wat ook al jou probleem in die lewe is. Hy het dit klaar gedoen, hoe? Deur sy bloed. Sy bloed het klaar gevloei dat ek en jy geseën kan wees. Dan sê hy, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hy het jou sonde vergewe, my boetie, my sussie, wat moet jy doen? Bely dit. Bely dit, sê Here, wat ook al 'n skeidsmuur tussen my en God plaas, bely dit en sê Here, ek is jammer, ek sit dit agter my sodat ek kan vorentoe kyk. Bely dit, hy het klaar die prys betaal. En dan sê in vers 11, Efesiërs 1 vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Hoor jy? Jy het 'n erfdeel. Jou deur is oop. Hy wil hê jy moet 'n erfgenaam, eerste van die koninkryk van God wees. Dis waarvoor ons die grootste erfgename geword het, van die ewige lewe. Maar ook op hierdie aarde. Hy wil hê ons moet op hierdie aarde ook goed lewe. Hy sê, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, met ander woorde al reeds lankal terug gekry het, dis reeds ons in ooreenkomstig die voorneme van hom. Wat alles werk volgens die raad van sy wil. So wat is God se wil? Wat sê Deuteronomium 28?
Ek maak jou die kop en nie die stert nie. Jy sal opgaan en nie onder toe gaan nie. Jy sal vorentoe gaan en nie agter toe gaan nie. God het jou beskore om uit te styg. Hy het van jou 'n wenner gemaak. Amen. Jy's 'n wenner. Vers 12. Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Dink jy as jy 'n patetiese mens is wat die hele tyd sukkel, wat die hele tyd kla, wat die hele tyd moedeloos en negatief is, dink jy is tot lof van God? Hy kon. God kyk wat mense in jou van hom sien. Hy wil hê ek en jy moet uitstyg tot sy lof, tot sy eer, tot sy koninkryk. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ons hoop op Christus, dis ons antwoord. Efesiërs 2 vers 4 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, is sy barmhartigheid net vir een. Sy barmhartigheid is vir almal dieselfde. Hy is nie meer lief vir die ander ouens, God 'n aannemer van 'n persoon? Nee, hy sê hy is 'n aannemer van geloof. Abraham het die seun gekry as gevolg van geloof. Nie omdat hy 'n mooi seentjie was nie. Dawid het dit gekry omdat hy geloof gehad het in God, sonder dat hy dit op daai stadium besef het. God het iets nuuts in hom belê. Hy sê, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade. Miskien sit jy volgende en jy sê, Here, ek voel so sondaar. Jy voel, Here, ek kan dit nie maak nie. Jy voel, Here, daar's so baie tussen my en U. Volgende sê God vir jou, hy het klaar betaal. Jou misdade moenie jou terughou nie, my boetie, my sussie. Jou verkeerde goed moenie maak dat jy nie kan vorentoe gaan nie. Jy moet dit net los. Hy sê, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is jy gered. Weet jy, ons kan nog sondaars gewees het, vasgevang in die dood, maar God het sy lig oor my en jou laat skyn. Ons is uit genade uit gered. Hy het uit genade uit jou ingetrek. Hoekom gaan hy nie dan uit genade uit vir jou nog 'n oop deur ook gee nie? Hy wil nie hê jy moet survive nie. Hy wil hê dit met jou goed gaan. Hy wil hê jy moet lewe in oorvloed hê. Vers 6. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Die Bybel sê Jesus is opgewek, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader waar hy vir ons intree. Hy sê ek en jy, as ons deur daai doopwater opstaan, staan ons op 'n nuwe mens in Christus, ons heers saam met hom in die hemele, alhoewel ons nog op aarde is. So hy wil hê jy moet in oorwinning lewe. Sê vir jouself, my deur is klaar oop, ek moet net gaan kyk. Waar is daai deur? Miskien het jy daai deur misgevat iewers. Miskien het jy by die verkeerde deur uitgekom. Maar prys die Here, as jy by die verkeerde deur uitkom, hy vat jou terug in die regte deur toe. Baie van ons, ek en Kleis het al baie verkeerde deure oopgeskop. As die Here nie 'n deur oopmaak, jy moet hom nie oopskop nie. Jy weet ons baie keer druk ons tot dit ons wil kry. Laat sy wil geskied, vers 7. Sodat hy in die eeu wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid, met ander woorde in oop deure vir my en jou, oor ons in Christus Jesus. So waar lê ons goedertierenheid? In Christus. Dit is daar, dit is vir jou beskore. Jy moet dit glo, jy moet dit vat in jou eie maak. En dan sluit ek af met vers 8. Want uit genade is jy gered. Hoe? Hoe het jy tot bekering gekom? Deur die geloof. Jou geloof om Jesus aan te neem, om hom jou koning en saligmaker te maak, het jou gered uit genade uit. So dit sluit die hele prentjie in. Sy hele volheid is by my en jou ingesluit. Hy wil jy moet in volheid lewe in afhanklikheid van hom. Hy wil nie met in iets kort kom nie. En dit nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. Rihanna, jy kan vorentoe kom. Hoorie wat sê hy? Dis 'n gawe, die goedertierenheid van God vir my en jou se gawe. Kom ek en jy begin dit glo, ons begin dit bely, ons begin dit leef, ons begin sê, Here, dis myne, daai deur is klaar oop. Jesus het hom vir my kom oopmaak. Ek moet net deur hom stap. Hoe gaan jy deur hom stap? In die geloof en afhanklikheid van God. Vader, baie dankie dat U elkeen van ons vanoggend so lief het. Here, ek wil nie beklei nie, ek praat die waarheid, ek praat met myself vanoggend, want daar is soveel goed in my eie lewe, Here, wat ek die wêreld meer dien as U, waar ek meer in die wêreld se dinge betrokke is as in U dinge. Vergewe ons, Here, vergewe ons vanoggend. Ek is die eerste een wat my sonde wil bely en sê, Vader, enigiets wat vanoggend tussen my en U 'n skeidsmuur plaas, ek vra U breek dit af, kom wys dit vir my, en Here, as U dit vir my kom wys het, dat ek dit doen en nie net hoor nie,
maar dat ons daders van die woord word. Vader, seën elkeen wat hier sit. Dis mense vanoggend wat deur 'n moeilike tyd gaan. Dis mense vanoggend, Here, wat baie aangeval word. Ek dink so aan ons boere, toe ek verlede week daai nartjies gaan haal op daai boer se plaas daar net se telle, en ek hoor al die challenges wat hulle het. Toe besef ek, Here, ons boere vandag is nie maklik om te boer nie, maar almal van ons, die duiwel val ons aan. Hy's kwaad vir ons, hy wil ons moedeloos maak, maar in die naam van Jesus, ons is meer as oorwinnaars, deur Christus wat vir ons die krag gee. Here, U maak ons die kop en nie die stert nie. Ons sal opgaan en nie ondertoe gaan nie. Ons sal vorentoe gaan en nie agtertoe gaan nie. U is die ewige God wat vir ons sorg. As ons hier uitstap, dat ons weet ons stap nie alleen nie uit nie. Jesus Christus stap saam met ons. U is gister, vandag en môre, tot in alle ewigheid is U dieselfde. U is die onveranderlike God. Seën ons lidmate vanoggend. Here, maak vir ons deure oop. Hou ons in die holte van die hande. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kan ons staan as jy gebed nodig